Terwyl ons net so staan, kom ons sluit die oë. Vader Jahwe, vanoggend kom sê ons vir U baie dankie dat ons as gemeente voor U aangesig kan kom met 'n gebed, ook in ons lofsang, oor U liefde, U wese, maar ook daardie uitnodiging om na U toe te kom vir hulp, want uit onsself uit is ons gebroke, en moet ons die liefde leer ken, wat U geopenbaar het in Yeshua, daardie liefde wat kom offer het. Vader Jahwe, vanoggend bid en vra ons vir genade, ook as ons so U woord open, dat dit nie maar net nog 'n geleentheid sal wees, dat ons onder die geklank van die woord sit en ons gedagtes dwaal en met ander dinge en onveranderd hier uitgaan nie, maar dat U ons harte sal aangryp deur U grootheid, deur die heerlikheid van die evangelie. Vader, dit bid ons in Yeshua tot U verheerliking. Amen. Ek kan die sitplekke inneem, baie dankie. Hartlik welkom aan elkeen hier in Pretoria. Dit was 'n voorreg laasweek daar in die Kaap, Leeuwenbosch. Maar ons is terug en ons gaan aan met die woord in 1 Johannes hoofstuk 2. En ons gaan daardie gedeelte wat ons so mooi gesing het, ek is seker elkeen wat so 'n bietjie opgelet het en na die liedere, daar's so 'n pragtige tema. Daar's so 'n duidelike tema van die liefde. Dit is 'n uitnodiging, maar is ook gebod. Dit is 'n voorreg, maar is ook verantwoordelikheid. En daarom die welbekende 1 Johannes 2 en ons gaan vanoggend onder die tema die nuwe gebod gaan ons die gedeelte lees, vers 7 tot vers 11. 1 Johannes 2 vanaf vers 7. Broeders, dit is geen nuwe gebod wat ek aan julle skryf nie, maar 'n ou gebod wat julle van die begin af gehaat het. Die ou gebod is die woord wat julle van die begin af gehoor het. En tog skryf ek aan julle 'n nuwe gebod wat waar is in hom en in julle. Want die duisternis gaan verby en die waaragtige lig skyn alreeds. Hy wat sê dat hy in die lig is en sy broeder haat, is in die duisternis tot nou toe. Wie sy broeder liefhet, bly in die lig. En in hom is geen oorsaak van struikeling nie. Maar hy wat sy broeder haat, is in die duisternis en wandel in die duisternis en weet nie waarheen hy gaan nie, omdat die duisternis sy oë verblind het. Net tot sover mag Vader Jahwe sy woord in ons harte seën. Ons is besig met die reeks of die tema 1 Johannes, dis baie belangrik om so 'n bietjie die agtergrond altyd in gedagte te hou, want daar's 'n pragtige van dit wat Johannes skryf, en as daar nou een disipel is wat naby Yeshua was, mens kan amper sê, hy het die hartklop van Yeshua gehoor, letterlik en figuurlik, wanneer hy op sy bors gelê het, dan is dit die hartklop. Dit is die hartklop van die evangelie. Dit is die hartklop van die oorwinning van Jahwe. Dit is nie 'n swak boodskap nie. Dit is die krag van Jahwe. Veral vir elkeen van ons. En Johannes het begin, as ons vinnig net kan onthou, hoe hy in vers 1 Johannes 1 vers 1, wat van die begin af was. Hy het 'n duidelike verwysingspunt. Dit is nie 'n losstaande boodskap iewers in die lug wat nie sin maak nie. Daar's 'n baie duidelike vastigheid. En dit sien ons in vandag se gedeelte weer. Hy gaan haal agtergrondkennis, hy sê dis nie 'n nuwe gebod nie, maar daar is iets nuuts. En ons sal nou daarna kyk. Maar dan is daar die tema wat ons nou al mooi hanteer het, God is lig. Dit roep ons op tot groot verantwoordelikheid. Ons kan nie sê God is lig daar ver en ek leef maar soos ek wil. Die hele hoofstuk 1, as jy vinnig kan onthou, jou lewe word gemeet aan God se lig. As jy in sy lig wandel, is jy sy kind. As jy sê jy is sy kind, maar jy wandel nie in die lig nie, dan lieg jy. Dan word hierdie geweldige sterk uitspraak gegee. Dit is lig of duisternis, nie skemer of tussenin nie. Dis of lig of duisternis. Nou, ons kan byvoorbeeld baie keer net sê duisternis, dit klink nie so erg nie. Maar wanneer ons na die woord kyk, dan is die dood
en die dood skade weer. En die absolute koninkryk van Satan, die koninkryk van duisternis, sy heerskappy. So dit is nie net daai persoon het 'n donker kant of daar so iets nie lekker. Nee, ons praat van die absolute openbaring van Satan se wese, haat en opstand teen Jahwe. En dis waarmee Johannes besig is in die gemeente. So, ons begin by vers 7 as hy sê broeders, net daai een woord. En later praat hy ook van hy wat sy broer liefhet. Die gemeente se samestelling is baie intiem. Baie intiem. Ons is bedoel om naby mekaar te wees. Huisgesin. Dis nie 'n organisasie waar jy kan bietjie wegkruip of op die een kant. Die gemeente is die liggaam van Yeshua en Yeshua self stel die intimiteit in. Dis die hoogste vlak. Hy sê, soos ek die Vader lief het, en soos die Vader my lief het ek julle lief. En hy vat ons in Johannes 17 in en sê, Vader, ek wil hê dat waar ek is, hulle ook sal wees. So wanneer Johannes skryf, dan skryf hy nie net iewers in die lug, hy sê broeders, en dit sluit die susters natuurlik in. Dis net die aanspreekvorm broeders. Maar hoor dit, hy val nie net by die deur in die huis en is net 'n klomp woorde nie. Broeders, hoe lyk jou hart daar waar jy sit? Aanvaar jy, erken jy jou plek in die gemeente, want as jy jouself op die kantlyn een kant plaas, dan gaan hierdie vermaning net oor jou kop gaan. Maar wanneer ons besef wat 'n voorreg om in die liggaam van Yeshua te kan wees, ek kan nie net kwaad word vir my enige iemand wat op my toon trap nie, net Luzet. Dit was per ongeluk vanoggend. Sy het op my toon getrap. En kwaad word en sê, maar ek gaan nou nie meer diens toe kom nie. Ek gaan nou 'n bietjie by die huis sit. Nee. Wanneer Johannes hierdie ernstige boodskap oordra, begin hy dit met broeders. Kom ons kyk mekaar in die oë, broeders. Hoekom is ons broers? As gevolg van ons oudste broer, Yeshua. En dit is in sy identiteit as die oudste, as die tweede Adam, as die volmaakte, waar ons plekkie vind, en waar ons na mekaar kyk, deur sy oë, deur sy openbaring. En die woord wat na ons kant toe kom is, broeders, dis geen nuwe gebod wat ek aan julle skryf nie, maar 'n ou gebod. Met ander woorde, Jahwe het homself geopenbaar in die Ou Testament, God is liefde ensovoorts. Die volk was bekend met God het Jahwe het vir Israel lief, ek het jou lief gehad, sê die profeet, Jakob het ek lief gehad, Esau het ek gehad. Daar's baie van Jahwe se liefde, Deuteronomium 32, soos 'n arend, sy vleuels sprei oor sy kinders, oor sy kuikens. Maar tog sê hy, dis 'n nuwe gebod. Nou wanneer ons Johannes sy evangelie terugblaai, blaai saam met my. En ons gaan blaai bietjie terug, waar kom dit vandaan? Johannes hoofstuk 13. En hierdie hele gedeelte vanaf Johannes 13, die opskrif is Yeshua was die voete van sy disippels, dis die aand, daar in die boventrek, waar Yeshua, en is baie bekend van die tafel af opgestaan het, en sy disippels se voete gewas het, en vir hulle gesê het, in vers 15, Johannes 13 vers 15, want ek het julle 'n voorbeeld gegee, en net soos ek aan julle gedoen het, ook so te doen. Voorwaar ek sê vir julle, 'n diensknegt is nie groter as sy heer nie, en 'n gesant is ook nie groter as die een wat hom gestuur het nie. So, ons het hierdie absolute gesag, hierdie opdrag is gesetel, die autoriteit daaraan lê in die voorbeeld van Yeshua. Ons hoor baie keer dan sê ouers vir kinders, maak soos ek sê, nie soos ek doen nie, maar dis presies in Yeshua, soos ek nou gedoen het, en dit is die inleiding vir die hele aand in die boventrek, Johannes 14, 15, 16, 17, wat ek nou gekwoteer het oor die intimiteit, maar dit begin met diensbaarheid. Dit begin met, ja, die disippels het nie begrip nie, Petrus sê, meester, u sal in die ewigheid in my voete was nie, en.
maar daai dienende liefde, daai deurdringende liefde, daai liefde wat vir hulle oopmaak, wie en wat is Yeshua? En dan gaan ons verder in Johannes 13 vers 34, en julle kan hom gerus merk. Dis hier, in hierdie milieu van die boventrek, wanneer Yeshua die disippels die mees belangrikste, maar ook teer en intiemste beloftes gee, veral van die Heilige Gees, en ons gaan nou daarby kom. Vers 34, Yeshua sê, 'n nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Moet. Nou, dit is nou presies soos Johannes sê, vanoggend se boodskap is geen nuwe boodskap nie. En tog is dit nuut. Wat is die nuutheid? Nou, ons gaan nou nie tegnies raak met die Grieks nie, maar daar is twee woorde wat nuut. Jy kry 'n nuut wat daar iets het nie bestaan nie, en nou is daar iets en dis nuut. Dit was nog nooit, dis nie hierdie nuut nie. Dis 'n nuwe aard. Dit is 'n nuwe aard, 'n nuwe openbaring, 'n nuwe vlak van liefde. Nou is dit duidelik in Afrikaans. Jy het nie 'n verskriklike graad nodig om dit te verstaan nie, maar jy het goddelike genade nodig om dit te kan doen. Soos ek julle lief gehad het, moet julle mekaar lief hê. Is dit goeie nuus of is dit slegte nuus? Aan die een kant is ek bly julle moet my lief hê. Dit gaan werk. Maar die vraag is, gaan ek julle kan lief hê? Gaan ons werklik, en daarom is hierdie gebod, dis eerstens 'n openbaring van wie Jahwe is, in Yeshua. Maar dis ook 'n absolute openbaring, hoe nodig het ons hom? En wat sy beplanning en sy raadsplan vir die gemeente is. Die gemeente is nie op 'n substandaard nie. Maak nie saak hoe jonk jy in die geloof is, en hoeveel keer jy hierdie week gefaal het, om lief te hê. Hoe maklik jy kwaad geword het, hoe maklik jy moedeloos geword het. Hoe maklik mense jy ontstel het. Jy het in jou hele wese gedink, het gaan hierdie kant toe, en nou gaan dit die kant toe. En dit sien ons op 'n daaglikse basis. En as jy onseker voel, en ons het dit so mooi gesing, die liefde dryf die vrees na buite, maar as dan die liefde is, nie kom vrees in. En as jy vreesagtig word, dan raak jy kwaad, of jy raak teruggetrok, of jy raak moedeloos, of jy raak negatief, of jy raak wat ook al, maar nie dit wat Yeshua is. En dit is so koslik, wil jy ons moet mooi verstaan, as Johannes in die sendbrief vir die gemeente dit skryf, dan is dit 'n voortsetting van Yeshua se eie woorde, die aand voordat hy gevloekhout is, die aand voordat hy die grootste liefde self bewys het. En daarom is dit die kern ook van die brief. Dis nie maar net soet woordjies nie. Johannes gaan terug na daardie aand in die boventrek. Nou wanneer Yeshua vir die disippels gesê het 'n nuwe gebod, en ons het al oor die woord gebod praat. Dis nie 'n aanbeveling nie, dis nie addisioneel nie, dis nie opsioneel nie. Dit is die gebod. Dit is die grondwet van die koninkryk van die hemele. Ons moet mekaar lief hê, soos Yeshua ons lief gehad het. En hoe lyk hierdie liefde? Wel, Yeshua het hoeveel keer vir die disippels gewys hoe lyk die liefde. En aan die vloekhout sê 1 Johannes 4 het ons die liefde leer ken. Nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons eerste lief gehad het. Hierdie liefde dra getuienis uit vers 35, Johannes 13:35. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is. Dis presies die liedjie wat ons gesing het. Hieraan sal almal weet. Hulle verkeerd het ons gesê in die sendbrief van Johannes, weet. Beleef jou geloofsekerheid. Hieraan sal almal, jouself ook, weet dat jy 'n volgeling van Yeshua is. As die liefde van Yeshua in jou lewe die krag word, waarmee jy elke dag jou dagtaak verrig en jou vrug dra. Ons geen ander plek nie, maar dit gaan mooi en dit ontwikkel. Want in Johannes het ons gelees van, dit is die woord wat ons van die begin af het. Dit is geopenbaar, Yeshua het mens geword, maar wat toe hy opgevaar het, wat toe? Johannes 14 vers 23, kom ons lees die belofte. Kom ons lees die belofte in Johannes 14 vanaf vers 23. Ons haal net enkele gedeeltes uit hierdie
bo vertrek, hierdie intieme gesprek, haal ons uit. En Joshua beloof hulle, en dit gaan alles oor die gebod om mekaar lief te hê. Johannes 14 vers 23. Joshua antwoord en sê vir hom, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom lief hê. En ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Nou, onthou dit, want in die vorige boodskap, in 1 Johannes 2 vers 6, wat nou die vorige gedeelte was, het ons gepraat van in hom, en ons gaan nou weer lees van, die woord is waar in hom en in julle. Nou hier die in hom, hier is die belofte, die Vader en die Seun sal by hom woning maak. Vers 24, hy wat my nie lief het nie, bewaar my woorde nie, en die woord wat julle hoor is nie myne nie, maar die wat van die Vader wat my gestuur het. Dit het ek tot julle gespreek terwyl ek by julle bly. Nou hier kom die werking van die Heilige Gees in vers 26. Maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. En dis hoekom Johannes in die volgende gedeelte in Johannes 2 sê, ons het die salwing, inwonende Heilige Gees, en ons weet wat ons moet weet, ons weet alles, wat hierdie gebod om mekaar lief te hê, belig en bekragtig. Paulus bid vir die gemeente, dat hulle vervul sal word met die uitnemende krag, die opstandingskrag, die liefdeskrag, wat die Vader by die Seun opwek uit die doodheid uit liefde, om ons in staat te stel, om hierdie gebod na te kom. Dit is so belangrik. Johannes 15, as ons omblaai, is die bekende gedeelte van die wynstok. Ek is die ware wynstok, vers 1 tot 3, en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg, en elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Hierdie vrug dra is die opdrag om mekaar lief te hê, soos hy ons lief gehad het. Julle is al reeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het, vers 4, bly in my. Hier is die troos, hier is die belofte, hier is die hoop. As jy net vir mekaar sê, ons moet mekaar lief hê soos Jahwe ons lief gehad het, hoe gaan jy dit reg kry? Hoe op aarde gaan jy in jou lewe so lief hê? Die troos is, die een wat die opdrag gegee het, sê ook bly in my. Bly in my. Want my liefde vloei deur die werking van die Heilige Gees om jou in staat te stel om presies lief te hê soos ek lief gehad het. Hoor daai intimiteit. Ons het nie net 'n voorbeeld daar ver nie. En die realiteit is, as ons so vir mekaar kyk en ons meet ons lewens aan Johannes 15. Jy is of in die wynstok of jy is buite. En die in of die uit gaan nie oor 'n algemene kennis of 'n algemene leefstyl. Ek kom soveel keer by die diens, so ek is daarom. Dit gaan glad nie daaroor nie. Om in Joshua te wees, is nie lig te wees, is om in sy koninkryk, sy koningskap te aanvaar, te buig. Ongeag omstandighede, ongeag die toets, om in sy koninkryk burgerskap te hê, wat jy nie verkry deur jou som geld nie, maar sy voorneme, uitverkiesing, wedergeboorte, uitstort van die Heilige Gees. As ons hier die Johannes 15, 16, die belofte van die uitstorting van die Heilige Gees, die trooster, die leraar tot geregtigheid, die een wat die waarheid in ons harte laat leef, dan vra ons mekaar, wat se geregtigheid? Wat se waarheid? Dan gaan dit oor Joshua, wat van die Vader hierdie gebod kry om sy lewe af te lê, en sy liefde te vertrou vir die opstanding, en vir die gemeente te sê, soos ek dit gedoen het, so word van jou verwag, om in my jou lewe af te lê, en in my opstandingskrag te leef, nie vir jouself nie, maar vir sy koninkryk. Wanneer ons so 'n bietjie terug en daarna 1 Johannes 2, en ons gaan na die volgende vers 8, dan is hier 'n baie mooi
realiteit. Ek dink elkeen van ons kan getuig. Dis maklike Afrikaans. Jy lees net so vinnig, maar kan dit in my lewe gebeur dat daar 'n getuienis uitgaan van my lewe dat ek liefhet net soos Yeshua? Is dit nie maar net iets wat mooi is van die Christelike geloof is, sê ding, hoe waar is dit in jou lewe? Vanoggend, as die woord persoonlik na jou toe kom, hoe waar is dit van jou lewe? Dat jy liefhet soos Yeshua liefgehad. En dan weet ons, in terme van sy naasbestaandes, die mense die naaste aan jou maak jou die seerste. 'n Petrus wat vloek en sê ek ken hom nie. Disippels wat weghardloop. Dat hy daai liefde het om te sê ek het vir jou gebid. Ons het vir hierdie afgelope week daai oggendstilte van Dominee Clem die boodskap gehoor. Daai intree, daai innige liefde. So 1 Johannes 2 as ons teruggaan, sê vers 8, hierdie nuutheid, die nuwe dimensie is nie meer, jy moet net jou naaste lief hê soos jouself nie, jy is nie meer die fokuspunt nie, die fokus is die openbaring van Jahwe in Yeshua. Hoe lyk die liefde? Kyk na Yeshua. Vers 8, en tog skryf ek aan julle, dis die doelwit, dis nie oorbodig nie, dis nie inkmors, dis noodsaaklik. En is noodsaaklik dat ons versie oorgaan ook vanoggend. Want ons meet onsself soos 'n spieël, so is die woord. Vers 8. Tog skryf ek aan julle 'n nuwe gebod, wat waar is in hom en in julle. Yeshua sê vir Caiaphas, ek het gekom om te getuig van die waarheid. Ons lewe op aarde in 'n wêreld van leuns. Dit wat moet gebeur en dit wat gebeur stem nie ooreen nie. Dit wat beloof word en dit wat uitkom, oralster is daar bedrog. Dit wat jy van jouself dink, teleurstellings. Ons word oor en oor daarmee gekonfronteer. Maar hoe leer ons Yeshua ken? Waarheid. Waarheid. Wat hy spreek is voorwaar, met die klem op voorwaar. Amen. En hierdie gebod is, soos ons in die begin gesê het, vind sy fundament, sy gesag, sy autoriteit. Hierdie gebod is waar in hom. Dis in Yeshua, en dink daaraan, 100% vir jou bewys dat hy aan die vloek uitgesterf het. So ons het die direkte band, hy het my so lief. Ek wat volkome die dood verdien, 100% regverdig, glad nie in myself geregverdig is nie. Hy kom met hierdie liefde, en ek het nie volgens sê Tannie Hannetjie, vader is vir Tannie bietjie liewer, want Tannie se oë is mooier as myne nie. Ek hoef nie minderwaardig te voel nie, maar kan ook nie meerderwaardig voel nie. Die liefde wat Jahwe vir jou geopenbaar het, is nie substandaard nie. Is 100%. Die gebod is waar in hom. En ons as gemeente is daar om dit daagliks te erken. Nie omdat Vader dit nie weet nie, maar omdat jy dit vergeet. Jou sintuie is soos vanoggend se stilte, hoe sê Job? Kyk na die goddelose, dit gaan goed. Ek, Jahwe se kind, het al hierdie beproewinge. Ek het al hierdie uitdagings. Die gebod is waar. Nie volgens jou maatstawwe nie, koninkryk. En nou sê hy, hierdie nuwe gebod is waar in Yeshua, hy het dit openbaar, en is in julle ook waar. En is hier waar ons vir mekaar baie keer sê, ek is in die waarheid, 'n ander familielid is nie in die waarheid nie. Wat bedoel jy? Wat is 'n waarheid? Hier is die gebod, wat waar moet wees. As jy in Yeshua is, en jy het mekaar lief soos hy jou lief gehad het, dan is jy in die waarheid. En as jy nie op sy standaard van liefde is, jy moet nie sê jy is in die waarheid, en 'n ander ou is nie in die waarheid nie. Hier is die waarheid. Die waarheid is, Yeshua, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En hierdie gebod is die koninkryk se absolute autoriteit en liefde binne die gemeente.
Nou die behoefte aan so 'n gebod is nie vir my nodig om te sê nie. Liefde is vanoggend die grootste behoefte onder elkeen van ons. Ons kan spot daarmee en sê elkeen wil liefgehê word. En dit is baie lekker om daai klein ding, as dit Benjamin, om hom vas te druk en al die kinders, maar iewers te groter as mense jou seermaak, dan is dit nie so maklik. En dan kom die koninkryk van die hemele in aksie, wat vir elkeen van ons sê, dis die gebod van Jahwe. En ons dreig nie mekaar daarmee nie. Die woord is net helder vanoggend. Dit skyn. Dit sê dis waar in hom en dis waar in julle. En dan sê hy so mooi, want die duisternis gaan verby en die waaragtige, let op die fokus van waarheid. Die waaragtige, die deurdringende lig, die oorwinnende lig, die absolute heerlikheid en majesteit van Jahwe skyn al reeds. Dit was 'n profesie in die Ou Testament. Kom ons blaai vinnig na Jesaja toe. Monica, ek het hoor, is die klank reg? Is dit 'n bietjie helderder vanoggend? Jesaja 9. Kom ons sê vir mekaar, waar kom ons vandaan? Waar kom Israel vandaan? Wat was ons toestand? Jesaja 9. Baie bekend. Die messiaanse profesie, bedoelende Yeshua word geprofeteer. Jesaja 9 vers 1. Ek kan eintlik bietjie vroeër Jesaja 8 se laaste 2 verse sê dit so mooi vers. Jesaja 8 vers 22 ook die aarde aanskou. Ekskuus vir dat ons in die middel van 'n sin begin. En kyk, daar sal benoudheid en duisternis wees, in jammernag en donkerheid is hulle gedrywe. Dis die toestand. Maar dan kom die profesie van Yeshua, want nie langer sal dit donker wees daar waar benoudheid is nie. In die eerste tyd het hy die land Zebulon en die land Naftali in veragting gebring. In die laaste tyd bring hy tot eer die weg na die see, die oorkant van die Jordaan, die streek van die heidene. Nou Naftali en Zebulon is daar Galilea, Nasaret waar Yeshua gaan woon het. Dan gaan hy oor, en ons weet die Ou Testament was nooit in hoofstuk en verse nie, so lees dit as 'n geheel. Die volk wat in duisternis, nou let mooi, wandel, is 'n woord wat Johannes baie gebruik, wandel. Wandel in die lig, of tas in die duisternis. Die volk wat hulle lewe in die duisternis, het 'n groot lig gesien. Die wat woon in die land van die doodskade weer, donkerte, duisternis, koninkryk van die Satan, doodskade weer, oor hulle het 'n lig geskyn. En dan ken ons 'n paar verse verder, vers 5, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. En wat is sy gebod? Wat is hierdie vredevors, hierdie sterke God, ewige Vader? Wat is sy absolute kerngebod? Julle moet lief hê, soos ek lief gehad het. En waarmee word dit vergelyk? Die lig. Wat verdryf? Satan se koninkryk, die duisternis. Dis waaroor 1 Johannes 2 gaan, is hierdie profesie. Die lig skyn. Hoekom het ons hierdie gebod? Want die lig het gekom. Die lig is geopenbaar. Die lig het geskyn en die volk wat hulle in die lig verbly, in die lig van sy aangesig, kry die bemagtiging deur die Heilige Gees, die inwonende Gees, om in hom te bly, en die gebod word waar in jou, om die duisternis uit te dryf. Dis die werking van hierdie profesie. Mense sou sê, hierdie klink baie polities. Hierdie arme Israeliete was in 'n donker land, waar die belasting het die hoogte ingeskiet, en die Romeine se wette, en jy kan hierdie donker prentjie skets, en toe Yeshua kom te verdryf hy die probleem, en daar sit ons nie. Dit gaan oor die liefde, die lig, die lewe in Yeshua, wat die duisternis, die dood, die sonde verdryf. En nou kan hy as koning, as vredevors, in sy heerskappy 'n koninklike wet uitvaardig, en 'n mens staan nogals op aandag en praat in hoofletters as die Mede en Perse wet, en ons het al hierdie ryke, en mens dink dis erg, maar die koning van die konings, aan wie alle gesag gegee is, gee deur die mond van die apostels 'n nuwe gebod gee ek julle. Dis nie iets vreemds nie, maar in my is dit nie.
Want die gesag wat ek het, is geopenbaar. Ek staan op uit die dood. En die liefde wat ek vir julle het, is ongekend. Vir 'n goeie mens sou jy nog sterf. Maar ek kom sterf vir jou, wat dit nie verdien nie. En daarom die koninklikheid, om 1 Johannes te lees, gaan oor die koninklikheid, die koninklike gesag. Wat is ons ontvanklikheid vanoggend? Kom ons buig. Ons buig. Kom ons word bewoed, Psalm 45. My hart word bewoed deur hierdie koning, wat sy swaard aan sy heupe gegord het en uitgetrek het in die stryd. Die goeie herder wat die verlore skaap, die 99 los en jou kom haal het. En wanneer hy sy skaap vind en hom aan die bors druk, dan sê hy vir hom, nou ken jy liefde. Nou bemagtig ek jou met my inwonende gees, dat jy presies dieselfde gaan doen. Presies. Ons gaan terug na 1 Johannes 2 toe, vers 8 het ons gelees, die gebod is waar in hom, dis geopenbaar, ons het die liefde leer ken. Johannes gaan later dit weer beklemtoon in 1 Johannes 4. Nou is daar 'n kostelike gedeelte, 1 Johannes 2 vers 8. Die duisternis gaan verby en die waaragtige lig skyn alreeds. Weet julle hoeveel liedjies is daar vir die kinders? Laat ons skyn vir Jahwe, en ons sing al die pragtige skyn, skyn, skyn. Wat is die krag van daardie lig? Dis die gebod om lief te hê soos Yeshua lief gehad het. Vers 9. Johannes moet vir die gemeente die waarheid voorhou. Want baie sê baie dinge, en hy wat sê dat hy in die lig is, en sy broeder haat, is in die duisternis tot nou toe. Nou wees versigtig vir die woord haat, om 'n persepsie te hê van iemand wat dalk daai vulkaanpersoonlikheid het, hy bars uit in woede, en die hele huis bewe, en koppies en piering spat, dan sê ons dis haat. Maar daai wat so stil weg die ou verwens en hoop hy vrek. Dis nie haat nie. Dis nie haat nie. Ek het mos niks gesê nie. Enige iets wat in die duisternis, die koninkryk van duisternis, bitterheid, selfs bejammering, is alles deel van haat. Hoekom? Want die liefde van Jahwe bedek, en ons gaan nou net terug na 1 Korintiërs 13, ek wil eintlik die volgende vers daarmee saam hanteer, want liefde staan teenoor haat, en ons het kategorieë vir haat, nee. Haat is alles buite liefde. En liefde is die hoogste gebod, soos Yeshua. En hier is 'n baie mooi pastorale deel. En ons het nou lekker gisterand ook daaroor gesels, wanneer jy in 'n verhouding is, en jy kom agter, iemand bedoel nie iets op 'n manier, maar hoe jy dit opvat, uit jou persepsie, het hy dit daarom nou regtig seer gemaak. En ongeag, al weet jy dit nie so bedoel nie, kies ek om seer gemaak gevoel te wees. En voor jy jouself kan kry, raak jy gevangene van jou eie persepsie, jou eie bitterheid, en jou eie seer kry, en dit word 'n tronk. Nou luister wat sê die volgende vers. Vers 10. Wie sy broeder, kan ek dit weer sê, susters asseblief, julle is ingesluit, lief het, bly in die lig. Die lig, God is lig, nee, hier is nie een of ander lig, dis goddelike teenwoordigheid. En in hom is geen oorsaak van struikeling nie. Hier is 'n kosbare belofte. Hierdie is 'n kosbare belofte. Somstyds trap iemand op jou toon, tik jou oor die vingers. Iemand sê net iets gebeur, en jy voel onmiddellik hoe jy val. Jy val oor jou emosie, jy's platgeslaan, ons het die mooiste Afrikaanse uitdrukkings, jy's te neergedruk, jy het gestruikel, en jy sukkel so om jouself op te tel, om iemand weer in die oë te kyk. Jy wil sommer net vermy, jy wil sommer net onttrek, jy wil ingaan in die geveg en terug. Hierdie struikeling, let mooi op, vir wie bedoel hy dit? Bedoel dit as ek lief het, sal ek vir niemand tot aanstoot wees nie? Nee, daar's baie keer wat jy in liefde optree, en iemand hoor iets verkeerd. Ons weet van kommunikasiegaping, so dat as jy in liefde wandel, beteken dit nie, jy gaan nooit 'n probleem veroorsaak.
Nee, waaroor dit gaan is in jouself. Gaan niemand vir jou meer 'n struikelblok wees nie. Want die liefde doen wat sê 1 Korintiërs 13. Bedek, glo, hoop. Kom ons blaai gou vinnig na 1 Korintiërs 13. Dis vir elkeen persoonlik vanoggend. Ons weet dat sekere mense in die lewe vir jou seermaak, kwaad maak, irriteer, frustreer. En dis gewoonlik die mense die naaste aan jou. Wat maak jy met hierdie magteloosheid? Die oplossing is die liefde. Dis die grootste krag. Dis oorwinnend. 1 Korintiërs 13 is nie net vir verliefdes en tieners geskryf nie. Dis die nuwe gebod. Dis die koninklike wet. Luister mooi, word liefde beskryf. En ons lees vanaf vers 4. Reg. So, ek het met alle goeie bedoelings opgestaan en die dag begin en hier gebeur dit nou. Of in die verkeer, of by die werk, of by die familie, en skielik is daar hierdie toets. Gaan ek val oor hierdie struikelblok, oor hierdie hekkie? Of, vers 4, die liefde is lankmoedig. Die liefde is vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Jaloesie kan 'n enorme struikelblok in jou lewe wees. As jy iets begeer wat ander het, en is nie noodwendig geld nie. Dit kan geluk wees, dit kan 'n verhouding wees, dit kan 'n kind wees, dit kan 'n man wees, dit kan 'n ma wees, dit kan enige iets wees, wat jy begin, obsessie kry, 'n leemte, behoefte. En dit raak 'n struikelblok. Die liefde geopenbaar in Yeshua is die krag, die belofte is, in hom wie die liefde is daar geen oorsaak vir struikelblok nie, geen. Dit is sterker as jaloesie. Dit is sterker as geïrriteerdheid. Lankmoedigheid is sterker as geïrriteerdheid. Vriendelikheid is sterker as 'n kortie meer. Dis die krag van die koninkryk. Die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblaase nie. Dis 'n bekende dat 'n mens soms net met die verkeerde voet uit die bed uit opstaan. En daai dag stamp jy jou toon teen alles en almal stamp teen jou. En as die een struikelblok op die volgende struikelblok, die liefde is die krag om daardie emosies wat onstabiel is, wat broos is of wat so maklik geërg word. 5. Die liefde handel nie onwelvoeglik nie. Die liefde soek nie sy eie belang nie. As jy selfsugtig is, as jy iets wil hê en jy kan dit nie kry nie, is daar enorme struikelblok in jou lewe. Jy struikel elke keer daaroor. Maar die liefde soek nie sy eie belang nie. En dis die krag, en dis hoekom Yeshua hierdie gebod gee. Filippense 2 sê Paulus, ons het van Yeshua die perfekte liefdesvoorbeeld. Hy het sy troon verlaat, hy het homself ontledig, verneder tot die dood toe, nie sy eie belang gesoek nie. Dis die standaard. Dit word nie verbitterd nie. Jy hoef nie hande op te steek nie, maar as jy ooit die krag van bitterheid ervaar het, dis baie sterker as koperkettinge. As iemand vir jou te nagekom het in die lewe, regtig, dis 'n enorme gevangenskap. Wat is die gebod? Jy moet lief hê, soos ek lief gehad het. Want Yeshua was nooit vasgevang in bitterheid nie. Weet jy wat is die mooi deel? Hy was nie verbitter vir Petrus nie. Hy is nie verbitterd teenoor niemand. Hy het daardie absolute liefdesoorwinningspad gevolg. Dit maak die sin klaar. Die liefde reken nie kwaad nie toe nie. Is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Dis die beskrywing hoekom die liefde sterker is as enige struikelblok. En ons het elkeen sy unieke stryd. Daar's goed wat in jou lewe jy laat struikel. Vanoggend se boodskap is 'n opregte, maar 'n duidelike uitnodiging vir in die gemeente. As jy kies om maar te struikel en te bly lê, dan is jy nie meer onder die koninklike gesag van Yeshua nie. Want sy liefde sê, staan op jou voete, want ek het jou lief. En al het jy 'n teleurstelling, en al het jy hoeveel pyn, vergeet eers van jouself, vergeet eers van die persoon wat jou seer gemaak het, 'n nuwe gebod gee ek aan julle,
kyk eers, leer my liefde ken. Leer my liefde ken. En in daardie vryheid, in daardie geborgenheid van my liefde, kyk jy met nuwe oë. Kry jy energie om te sê, maar Vader, ek wil hierdie liefde wat U aan my geopenbaar het, wil ek getuig, wil ek laat vloei. En dis waaroor 1 Johannes 2 gaan. Gaan amper afsluit, ons gaan net terug daar in ons geleesde gedeelte toe, 1 Johannes 2. Merk 1 Johannes 2 vers 10 as 'n belofte. Al voel 'n gebroke verhouding, 'n teleurstelling, 'n bitterheid, 'n onvergewensgesindheid, soos die grootste struikelblok in jou lewe, die woord waarborg, hierdie liefde, hierdie koninklike liefde, as dit in jou bly, is daar geen oorsaak van struikeling nie. Maar, vers 11, waarmee ons gaan afsluit, hy wat sy broer haat, hy wat nog daardie ervaring het, ek moet nog my laaste hou inkry, ek moet nog iets terug sê, ek skuld jou iets, of jy skuld my iets, as daar nie die verdraagsaamheid, daar die kostelike vrede is nie, as jy jou broer haat, is in die duisternis, en wandel in die duisternis, en die realiteit van die duisternis is, jy weet nie waarheen jy gaan nie, jy hoop maar vir die beste, jy hoop tyd genees, alles tyd genees nie, alles nie, as jy in die duisternis is tyd teen jou, want jy weet nie waarheen jy op pad is nie, en hy weet nie waarheen hy gaan nie, omdat die duisternis sy oë verblind, jy het geen perspektief nie, jy is blind, in die koninkryk van die hemele bid ons vir mekaar, Efesiërs 1, Vader, geef ons verligte oë van die verstand, maar die voorwaarde is jy in die liefde. Ek kan nie bid vir insig, vir 'n wonderlike verhouding met Jahwe, maar ek is nie bereid om met my broer of my suster die saak uit te maak nie. Jy is in die duisternis, jy is verblind. Jy kan Bybelstudie doen tot jy op jou kop staan. Die gebod, die koninklike wet is om lief te hê. En dit beteken nie dat die ander persoon noodwendig jou gaan terug lief hê nie. Dit beteken nie dat dit oornag net, maar daar is hierdie behoefte en hierdie ontvanklikheid om werklik waar die vrug te dra van die koninkryk van die hemele. Mag Vader Jahwe vir ons, wanneer ons in 1 Johannes 2 deurgaan, en ook by die volgende gedeelte kom van, jong manne, ek skryf aan julle, want die woord is in julle, en dit was al onthou, ons het hier die uitnodiging om intiem in Yeshua te bly, en hy in ons, en hierdie gebod kan net gebeur as die lood in die wynstok bly. As die lood die majesteit van die opstandingskrag, die oorwinnende krag van liefde ervaar wat verdraagsaam is, wat nie opgeblaas is, wat nie sy eie belang soek nie. Dit is koninklike krag in aksie, die gebod. Wanneer ons voor Yeshua staan, en ek dink ons almal het 'n begeerte, Openbaring 5, engele wat buig, wesens wat hulle krone neerwerp, sy gesag, sy heerlikheid, waaroor gaan dit alles? Sy liefdeskrag, wat jou kom red het uit die duisternis. En wanneer is jy welkom voor sy troon? As jy daai liefde, gebod, geleef het, dan is jy deel van sy koninkryk. En dan is ons deel, dan is ons in die waarheid. Kom ons staan en bid ons saam. Vader Jahwe, baie dankie vir die volmaakte openbaring van u liefde in Yeshua. Dankie dat hier die nuwe gebod vir ons die aanbreek is van die koninkryk van die hemele, die heerskappy waar u op die troon van ons harte is. En Vader, ons wil as gemeente vanoggend net stil word. Want ons hoor uit die woord die uitnodiging, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Daar die krag vind vir die wat op u wag, Vader, krag om hierdie gebod te gehoorsaam, te leef, om daardie vrugteboom te wees wat geplant is by die waterstroom, wat sy vrugte gee op sy tyd en nooit teleurstel nie, want die liefde oorwin alles, is sterker as die dood. Vader, ons as gemeente,
wil opkyk en dankie sê vir u liefde. Help vir ons om dit te glo, nie te wag vir gevoelens nie, nie te wag vir ons eie prestasie nie, maar deur die krag van u Gees na die woord te gaan en te sê, u is waarlik vir ons lief, en in u liefde mekaar lief te hê. Dankie daarvoor. Bind ons in u liefde te saam. In Yeshua. Amen. Terwyl ons so staan, kom ons hef die hande op. Jahwe sal ons seën en ons behoed. Jahwe sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee. In Yeshua, deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Baie seën vir